Goeiedag en welkom hier by In en om Weskus. Ons is hier saam met Miss Ebony. Shirley, hoe gaan dit met jou? Het gaan goed, dankie en self. Rustig. So, vertel ons, wat behels Miss Ebony alles? Miss Ebony is 'n kompetisie wat ek in voorgeskryf het. Ek dink amper ek het Januarie ingeskryf. So dit was 'n journey van 6 maande, maar ek het nou die laaste 4 maande. Die kompetisie was die 9de Mei gewees, die finale. Dit was meer vir my was dit meer 'n selfontdekking. 'n journey waar ek kon wees, waar ek meer kon uitgaan en meer kon doen om vroue bewus te maak dat dit is nooit te laat om te begin nie. Sure. Ja. Dit is baie inspiring. En hoe gaan 'n mens te werk met hierdie hele proses? Is dit ietsie wat jy kan 'n mens sê 'n jaar, dalk 2 jaar vooraf doen, of is iets wat jy besluit weet wat ek gaan dit nou aanpak en jy kan voortgaan met die proses? Ek dink dit begin by 'n droom. Okay. As jy 'n droom het om iets te doen, dan sal ek sê volg jou droom, gaan vir dit. En Miss Ebony het op my pad gekom en ek wou baie kere omgedraai dit. En met die wat ek net besluit het, dit was vir my ek het gepraat met Miss Katie. Sy is die direkteur van die, en ek wou baie keer van as baie dinge in my lewe wat op die oomblik bietjie, maar ja. So met dit saamgesê, toe wou ek omdraai en sy het my gemotiveer om net aan te hou en deur te druk. En dit was vir my soos by die vrou met die bloedvloeiing, as ek nou so 'n vergelyking kan maak, waar jy alles geprobeer het, alles gedoen het, maar dinge lyk net nie asof dit na kant toe wil kom en iets in my het net gesê deur druk aan en so. Sure, en hier sit jy, Miss Ebony first runner up. Daar sy, wel geluk. Baie dankie. En dan my vraag sal wees, hoe judge hulle? Hoe het jy eerste plek geword? Wat was die proses wat jy moes deurgaan? Wat behels dit alles? Ek sal sê jy moet beskikbaar wees. Jy moet visible wees. Jy moet doen wat van jou verwag word. Jy moet 'n sisterhood kan vorm met jou mede kompeteerders. En ja, jy moet opreg en eerlik wees met dit wat hulle van jou verwag. Sure. Wat was vir jou die mees nerve-wrackingste gedeelte van die kompetisie? Die nerve-wracking gedeelte van die kompetisie is altyd mos wanneer jy jouself moet voorstel. Voor die klomp mense van almal so is op jou en ja, dit was vir my die gedeelte. En dan het ons gereeld onderhoude gevoer. Ek is mos nie so regtig 'n praterige persoon nie, maar dit word van my verwag om te praat en daarby te wees. Ja. Nou, wat sal jy vir die publiek aanbeveel as hulle so iets wil aanpak? Op die oomblik is daar nou weer, as die volgende Miss Ebony kompetisie is nou oop. Inskrywings is beskikbaar tot en met die 5de Julie. Okay. So, elke jongvrou, elke ouer dame, dan ek is 40. Sjoe, lyk jy so nie? Ek is 40. So, dis nooit te laat nie. Jou tyd is nou om in te skryf, maak gebruik van die geleentheid, stap die pad, en jy weet nooit, daar kan jy ook so 'n pragtige kroon dra. En dit is 'n pragtige kroon. Ek wil vir jou sê baie dankie dat ons vandag ons gesels het, en alle voorspoed vorentoe, en mag jy dalk weer Miss Ebony word. Baie dankie. Daar sy. Baie dankie. Totsiens julle.